Hallo julle, ons kuier hierdie week nog so 'n bietjie lekker saam en ons het laasweek bietjie die woord kanoef bespreek wat beteken die punte van 'n arendsvlerke en 'n rapa wat wortel is en dan natuurlik God se naam El Rapa wat dan nou God se naam verteenwoordig en hoe ons bietjie bespreek het hoe El Rapa kom en hy gaan nie net bo langs hy gaan en hierdie rapa, die wortel gaan in ontbloot hy en hy grou hom uit. Nou toe, dit is goed gedink om vandag bietjie oor die wortel te praat. Baie van ons sit vandag in situasies en soos ons aangeraak het, ons is net bereid en uit onkunde ook uit, is ons net bolangs besig om hierdie boom te snoei en takkies af te knip en vrugte wat bietjie vrot is af te snoei, maar ons het nie die kennis nie of ons is net nie bereid om te gaan grou na hierdie wortel toe nie en die wortel uithaal nie. Want jy weet, dink bietjie aan jou gras daar by die huis of net aan 'n blombedding. As jy nou moet skoonmaak en daar's baie vullis tussen in hierdie mooiste geel lelies en jy gaan en jy pluk net elke keer hierdie vullis se blaartjies af, hier bo langs. Na 2 keer so nat maak, dan kom hy maar net weer uit die ou vullisie, dan maak jy hom weer skoon, pluk hom af, lyk altyd mooi vir 'n fotootjie. So ja, en na as jy weer water gegee het en dit lyk alles mooi. Die geel lelietjie staan tog so mooi vir 'n fotootjie, maar weet 2 keer so nat maak, dan kom my vullis maar weer uit en die probleem is die wortel is daar nog nie mee gedeel nie. Jy is net besig om bo langs skoon te maak, jy het nog nie die wortel ontbloot nie, jy het nie die wortel uitgespit nie. So ons wil jou vandag probeer help om hierdie wortel te gaan soek. Jy is dalk onkundig, jy weet nie dalk wat behels hierdie wortel nie, hoe kom jy's nie daar uit nie. En so ons wil vandag bietjie hierdie wortel aanraak. En dis so maklik, jy kan self by die huis sit en bietjie self gaan grou en kyk of jy nie hierdie wortel kom nie. Dis nie altyd nodig om by 'n beraader uit te kom nie. Dit is altyd goed vir bevryding, maar jy kan self daar by die huis bietjie begin grou en kyk wat hierdie wortel is. Nou saam met my sit my mooi vrou, Ansri. Nou Ansri, sê dit aan hulle daar. Hallo mense. Okay. So ek gaan nou aangaan waar François gestop het en ek wil vir jou vandag sê, vat 'n pen en papier, sit vir jou worship musiek op en gaan sit net en souk bietjie voor die Here. Gaan drink hom net bietjie in. Vat net daai bietjie, laat jy net jou mind skoon kom en laat jy net op God gefokus bly. En dan gaan jy en jy vra die Here om jou te wys jou wortel. Opreg, vra die Here, waar het my probleme ontstaan? Of Here, hoekom voel ek baie keer dat niemand lief is vir my nie? Praat met die Here, gesels met hom. Sê vir hom, Here, hoekom voel ek asof ek nie inpas nie? Of hoekom is ek siek? Hoekom het ek kanker? Here, wys my. En die Here sal vir jou duidelik wys. Dit kan ek jou, as jy dit opreg doen, die Here sal vir jou in prentjies wys, hy sal vir jou dalk iemand na jou toe stuur. Die Here het verskillende maniere hoe hy met jou praat, maar die Here sal vir jou openbaar. En dan gaan jy, en as jy sien ons mense wat jy nie vergewe het nie, teen wie jy nog goed hou in jou onderbewussyn, dan vergewe jy hulle. Jy sit en jy bid en jy vra die Here moet jou help en jy vergewe hulle. En wanneer jy agterkom dat daar iets in jou lewe gebeur het wat jy op 'n dag net gevoel het jy is nie goed genoeg nie, gaan sorteer dit uit. Al is dit iets van toe jy 2 jaar oud was, deel daarmee, want hoe langer jy dit koester en hoe langer jy daai wortel gaan water gee en ek wil amper sê om sy sin gaan gee deur vir jouself jammer te kry elke keer as jy voel jy pas nie in nie of elke keer as jy voel jy is nie goed genoeg nie en jy kry jouself jammer, dan voed jy hom en daai wortel raak net groter en breër en dikker en soos 'n penwortel, hy slaat net inner tot op 'n dag wat iets groot skeef gaan en jy weet nie wat het nou gebeur nie. Jy weet nie hoekom is jou lewe nou totaal en al heel omver gegooi nie. Meantime is dit iets kleins wat jy toegelaat het dat die duiwel kom en hom nog net meer voed. Hom meer voed. Elke keer as jy in 'n hoekie gaan sit en jouself jammer kry, dan voed jy hom. Plaas van, gaan sit by God se voete en vra vir Here, hoekom voel ek so? Wys my, wat is eintlik die probleem? Wat is die ding wat maak dat ek so voel, dat ek nie goed genoeg is nie? En dan kan die Here jou dalk wys, iets wat gebeur het toe jy klein was. Dalk het jou ma jou by die skool vergeet, en nou voel jy is net nie goed genoeg nie. Dan besef jy moet jou ma vergewe vir daai dag wat sy jou by die skool vergeet het. Jy moet besef jou ma is lief vir jou. Omstandighede het dalk net gemaak, laat sy jou daai dag nie betyds kon optel nie.
Okay? So daar's 'n rede vir elke dingetjie. En die Bybel sê as dit by siektes kom dat dit net 'n kwaal kan wees of 'n onreine gees. So dit gaan nie skade doen om 'n wortel te gaan soek daarvoor nie. Dit gaan nie skade doen nie. Daar's nie te sê nou dat jy is onvergewensgesindheid of daar is iets fout met jou. Dit is nie te sê nie, maar dit gaan nie skade doen om in dit te gaan kyk of daar wel iets is. Het jy dalk nie iemand vergewe nie? Het iets gebeur as kind wat net in jou onderbewussyn is, wat jy die duiwel kan kans gee om jou mee aan te val? So, kry daar goed agter die rug. Dit kan eenvoudige goed wees. Miskien as jy gemolesteer as 'n kind, en jy onthou dit nie want jou brein blok dit uit, maar iets maak jou bang, en jy tree vreemd op, gaan kyk daarna, vra die Here met jou wys, en as hy dit vir jou wys, vergewe. Dis nie altyd maklik nie, dis nie altyd lekker nie, maar deel daarmee, werk daarmee, sodat jy genesing kan kry. Dit is wat bedoel om die wortel uit te haal. Gaan kyk daai dag wat dit begin het, daai uur wat dit begin het, daai dag toe iemand net iets verkeerds gesê het, skeef vir jou gekyk het, gaan begin by daai dag, en dan begin jy vergewe, en jy begin deel rondom die situasie, en jy begin kyk ook, probeer jouself in die ander persoon se voete sit, het er nog iets gebeur, dat dit die omstandighede geskep het nie. Want baie keer is ons geneig om net na ons kant te kyk, hy het my vuil aangekyk, of sy het vergeet om my te kom haal. Maar miskien is daar iets rondom dit. So sit jy in 'n ander persoon se voete, of vra hulle, hoekom voel jy so? Wat het gebeur? Of, mamma, hoekom het jy my daai dag by die skool vergeet? Vra hulle, want ons sal nooit weet wat die werklike storie is, as jy nie begin kommunikeer nie. En jy het dit nodig om dit te doen, om volkome te kan vergewe. En jy het nodig om volkome te kan vergewe, en met die situasie te werk, om die wortel uit te trek, vir genesing. Dis hy. Ja, ek dink dis baie belangrik om te besef, 'n wortel kan nie net van self begin nie, dit begin deur middel van 'n saadjie wat geplant is, en dit is om terug te gaan na hierdie saadjie toe. Nou, al wanneer 'n saadjie kan groei, is as hy water kry. En dit is, baie keer vergeet ons al van die saadjie, maar so deur die lewe het ons dit water gegee, water deur selfbejammering, deur aggressie, daar's soveel maniere, maar ons moet gaan kyk waar hierdie saadjie is, en wat het hierdie saadjie geplant. As jy baie aggressief is, en jy voel kwaad, en net, jy is net ontevrede die hele tyd, iemand 10 jou eendag gespot, jy het al vergeet daarvan, maar jy die lewe so deurgegaan om water te gee, jouself te bejammer, en dinge te glo, dat hierdie wortel nou al 'n penwortel gevorm het, en sy takkies begin maak het. So ek dink, dis gaan grou tot jy kan kom, jy besef jou wortel, maar dan moet jy gaan grou en gaan kyk, waar lê die saadjie van die wortel, en waar het hierdie ding begin ontkiem. So dis baie belangrik, maar nou dat jy sê jou ma jou by die skool vergeet het, nou het ek onthou, my ma het my by die skool vergeet, en ek het vir haar heel dag gesit en wag, dat ek begin loop het, en ek het vir weke lank gedroom, hoe koop ek vir my 'n fiets, en ek ry huis toe en ek sê vir haar, los my net uit, so ek sal nou my ma moet gaan vergewe, jy het nou 'n wortel van my op, nou is ek sommer kwaad, ek gaan nou na my ma toe ry, ek gaan nou sommer op my fiets klim wat ek vir my wou gekoop het. So ja, nee, yes, baie dankie, en ek bemoedig jou aan, gaan grou 'n bietjie, gaan soek hierdie wortel, en gaan soek hierdie saadjie, en deel daarmee, dit is tog so lekker, om hierdie onkruid uit jou lewe uit te haal, en mooi nuwe vrugtebome, en vrugtesaadjies te plant, wat goeie vrugte dra. Nou was lekker om saam met jou te kuier, ons sien weer, en onthou, maak nie saak wat jy doen nie, die keuse bly joune.